En ons nuuspersoon Lorenza Eckart, goeiemôre aan jou. Môre Dawie. Heerlik, ag arme Gerry, weet jy, hierdie bom wat so om sy kop ontplof het, jy weet. Maar nou ja, maar ek dink as iets waarheid tussen is, waarskynlik. Ja, 'n belangrike gesprek dink ek wat ons moet hê in Suid-Afrika. Maar ons het nou 'n dialoog wat voor lê en ons het 'n skoonheidskoningin, ons het 'n klomp sportsterre daar, ons het 'n klomp priesters daar. Ons het 'n klomp ons het 'n aspirant vuurpyl, amateur vuurpyl skieter wat en ek dink die gesprek moet oor die ekonomie gaan en ek sien nie een enkele ekonoom. Mense sou miskien kon argumenteer dat Bobby Godsall, die voormalige baas van Anglo, sal miskien daai rol vul, maar hierdie lys van belangrike persone wat president Cyril Ramaphosa nou aangekondig het vir die nasionale dialoog, ek dink vanuit baie oorde word daar kritiek gelewer dat dit nie werklik verteenwoordigend is nie. En ek dink die kern van die saak is dat daar hierdie persepsie is dat die nasionale dialoog gelei word deur 'n ANC-geleide regering en dat hierdie ANC-party nie meer werklik daai mandaat het om te sê, weet, ons gaan 'n nasionale dialoog bepaal nie. En ek dink dit is miskien waar ek ook vra het. Ja, ek moet sê die mense wat ek is baie gawe mense en goeie mense, maar ek dink dit moet oor die ekonomie gaan. Net so 'n bietjie van 'n politieke benadering hier, wat ek by jou wil hoor of jy daarmee saamstem of nie. Wat ek nou in die verlede opgemerk het, die ANC en die president spesifiek, hy is nogal baie goed daarmee om met almal te praat en te luister en te praat en op die einde doen hy in elk geval wat hy wil. Hy gaan net sê maar ek het met almal gepraat en dis die konsensus siening hierso. Al hierdie mense wat nog gaan deelneem aan hierdie dialoog, gaan hulle nie almal maar in dieselfde gat trap nie. Ek dink jy's reg daar wanneer jy sê die president is goed daarmee om vir mense te laat praat, maar ek wonder tog of die president werklik goed is daarmee om te luister, nee, en dit is tog waaroor 'n dialoog gaan. Jy praat, maar jy moet ook luister. Nou, hoe lank is daar nie al in Suid-Afrika oor die afgelope 30 jaar gepraat nie? Is dit werklik nodig vir ons om nog 'n nasionale dialoog te hê, terwyl daar vanuit verskeie oorde al vir jare, dekades belangrike punte gemaak word oor die ekonomie, oor misdaad, oor waar die land op pad is. En dit lyk nie asof die president en sy party werklik luister nie. Selfs toe hulle gestraf is by die stembus, het die ANC nie werklik geluister nie. En so, weer eens, die belastingbetaler gaan nou hiervoor betaal, kon daai geld nie maar beter aangewend geword het nie. Maar waaroor gaan die dialoog? Dis die vraag. En ek dink miskien die feit dat ons 'n regerende party het, okay, nou weliswaar nie meer die volstrekte meerderheid, wat vir soveel jare skynbaar nie geluister het nie, dat ons nou 'n nasionale dialoog het, maar dat daar soveel verskillende groepe is in hierdie land wat nou maar hulle eie belange ter harte neem, juis omdat daar oor hoeveel jare nie na hulle geluister het nie. Nou praat ons miskien verby mekaar of ons praat op 'n ander vlak na mekaar of miskien net elke keer wanneer ons die wêreldbeker wen wat fantasties is, dan blyk ons uit een mond te praat, maar andersins doen ons nie, want daar is verdeeldheid in die land, soos eerlik is, en daar is groot gapings veral wat welvaart betref, en dat die mense wat miskien sê hier's die oplossings, hulle word gesê nee, ons gaan nie na jou luister nie, want jy verteenwoordig net 'n spesifieke groep of 'n spesifieke kultuurgroep ensovoorts, en ek dink dis die probleem. As jy nou iets kan kies wat mense nou moet doen om die land aan die gang te kry. As ek kan vir jou sê eenvoudige dinge, daar's 'n paar dinge, maar een sal ek net eenvoudig die Sonderkommissie se aanbevelings implementeer. Dit's maar net een beginpunt. Het jy iets wat jy as nommer 1 of 2 op jou lysie sal sit? Wel, nommer 1 is die regering moet uit die pad uitkom vir diegene wat die ekonomie wil laat groei en wat werk wil skep. Ek dink jy staan die spyker op die kop, dis wat ons nodig het, werkskepping. Mense het nodig om daai waardigheid weet te hê, dat hulle nie afhanklik is van 'n toelaag nie, maar dat hulle 'n salaris kan bekom. Eiendomsreg, dit is iets wat gewaarborg moet word, maar ons het wette wat dit in gedrang bring. So weer eens, dit moet neerkom tot ekonomiese groei, tot vir mense sê, hier's vir jou geld, hier is vir jou 'n toekoms vir jou en jou kinders. En ek sien nie baie lig daarvoor nie. Baie dankie dat jy weer by ons 'n draai kom. Dankie, Dawie. So daai het julle nog 'n praatpartytjie wat voor lê.